Goeiedag almal, ons gesels nog steeds oor die Here saam met jou is 'n oormag teen enige vyand. En kom ons kyk vandag na nog 2 asemrowende maniere wat die Here gebruik het om die vyande van sy kinders te verslaan. In die eerste plek, 'n slinger en 'n gladde klip. Maar ons moet altyd onthou, jy moet altyd iets doen en wat jy doen, dan gebruik die Here iets asemrowends, iets kenmerkends om jou vyande te verslaan. 1 Samuel 17 vers 40. Daarop neem Dawid sy staf in sy hand en soek vir hom uit, die spruit 5 gladde klippe en steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, naamlik in die slingersak. En met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. Kan jy sien? Hy het iets gedoen. Vers 48. Toe die Filistyn hom dan klaarmaak en aldeur nader kom om Dawid te ontmoet, loop Dawid gou na die vegterrein om die vyand te ontmoet. Jy kan nie stil sit nie, jy moet iets doen, jy moet vorentoe beweeg. Vers 49. En Dawid steek sy hand in die tas en neem 'n klip daaruit en hy slinger. En hy tref die Filistyn in sy voorhoof, sodat die klip in sy voorhoof indring en hy op sy gesig teen die grond val. Dan vers 50 en 51, so het Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip, en hy het die Filistyn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in Dawid se hand was nie. Toe die Filistyne sien dat hulle held dood was, het hulle gevlug. En dan, perdebye. Nou ons weet hoe dit voel wanneer 'n perde by jou steek, né? Hy steek nie net een keer soos 'n heuning nie, hy hou aan en aan en aan. Deuteronomium 7 vers 17 tot 18. As jy in jou hart dink, hierdie nasies is meer as ek, hoe sou ek hulle kan verdrywe? Kan jy sien, weer eens moet jy 'n besluit neem wat jy moet doen en hoe jy dit gaan doen. Dan gaan die Here aan en hy sê, wees dan nie bevrees vir hulle nie. Dink gedurig aan wat die Here jou God aan Farao en die hele Egipte gedoen het. Vers 20. En die Here jou God sal ook die perdebye onder hulle stuur, totdat hulle omkom wat oorgebly het en wat vir jou weggekruip het. Skrik nie vir hulle nie, want die Here jou God is by jou. Die Hebreëus is Elohim, Kereb, Gadol Jare El. Wat beteken die Here jou God, Elohim Kereb, by jou, naby jou. Hy's in die middel van jou, hy's jou middelpunt. 'n groot Gadol, 'n groot magnifieke God, né? En 'n gedigte Jare, 'n vreesaanjaende, 'n verskriklike God is hy, wanneer jy teen jou vyande in opstand kom. So het die Here in die oë van die mense vreemde en skynbaar onvoldoende dinge gebruik om mure te laat inval, groot en magtige weermagte te verslaan en ook om vyhandige nasies laat sidder van die vrees. En dit alles om sy kinders te red. Die Here saam met jou is 'n oormag teen die vyand. Moet dit nooit vergeet nie.